Sweet. Alright. Welkom by die podcast wat nog steeds nie, ek dink 'n naam het nie. Dalk is dit die naam. Kan ons wat die podcast van die naam het? Ja. Kan jy besluit op 'n naam asseblief? Okay, ons kan saam besluit. Julle het klomp voorstelle Ons het klomp gestuur. voorstelle Maar gemaak. van hulle was maar baie. Dalk nee, is dankie. dit nooit 'n naam nie. Dalk is net Zeta Films. Nee, ons sal 'n naam kry, 'n cool naam. Girls sal nie kan pitch nie. Ons is vandag hier met myself Henko en Hallo, Zita. Zeta van Zeta Films. Okay. Ek dink ons moet begin met hoe ek hier begin het. Kom ons doen So ons dit. het voor die tyd gesoos van dit is ons beste storie om te vertel Ja. met 'n gaswyn. So konteks, ek kom van die Kaap af en ek het werk gesoek en ek het jou ge-email en ek het soos basically net gesê soos van ek kan nie vir julle koffie maak as ek moet. Ek wil nou net sê wat my gevang het is jy het gesê ek kan lekker koffie maak. Dus ek sê is hired. So ja, en jy het soos van ek was verbaas jy het my gesê soos van ja, cool, jy wil chat en rest is history. Maar ek voel dit is 'n baie goeie storie om te begin soos van hoe ek hier aangekom het. Ja. So van my perspektief af, ek soos het letterlik die eerste dag wat ek hier aangekom het. Wag, ek het hier aangekom en die volgende dag het ek toe ingeval by Bloemskou. Het ingeval op Bloemskou. Een van die grootste soos projekte van die jaar. Grootste rondhulprojekte vir 10 dae. Soos dis Non-stop. mal. Dis mal. So ek was solid in die diep kant Diepkant. gegooi sonder vlekkies. Ja. En ja, en ek moet toe daai dag en ons is stryd in dit in. En ek dink ek kan maar verder vat. Ja, so ek dog toe nee, ek's nou nice, ek wys gou vir Henko al die plekke want dit is groot terrein en so aan dat jy mooi kan sien waar is wat. Wat ek nodig gehad het. Ja, ek meen, as ons praat van Wimpy Stage wat jy sien toe gaan, jy weet wat dit is. En ons stap toe nog, wys al die goed en halfpad deur, ons is nog nie eens klaar nie, net randomly sê van, okay, nee, cool, ek het dit. Geef my jou kamera keer, ek sal nou gaan. Dus ek soos, ek wil lunch gaan haal het. ja, so ek soos, okay, ja, hier's al my toerusting, hier's die gimbal en kamera, en jy sê, okay, cool, bye, en dan stap jy. Yes, en ek staan daar, en daar's so soveel mense om mens wat stap en ons, en dan gat jy, en ek kyk jou nog, ek hou jou nog dop, en ek sê vir Martie, hoorie, wat as dit 'n scam is? Wat as hy ons gescam het? The most elaborate scam waaraan jy kan dink. Wel, Ou van die Kaap wat vra vir werk Ja. en ons chat vir soos wat 3 maande. ja, Ek kom al die pad Bloemfontein toe om jou FX30 te steel. wel, mense raak creative, so ek meen, so ja, en toe jy nou wegstap, en ek nog steeds gestres, ek sal nie glo nie, en toe eers later die aand sê van, okay, ek's klaar, kan ek die gear kom aflaai, so ek sê, is dalk nie 'n scam nie. Ek wou confident voorkom. Ek wou gesê ek het dit. Ek dink ek het dit gehad het. Ja. My vrou. Waar? Nee, sê dit. Nee. Nee, Dis die ding, dis soos wat so nee, so dis ook nog 'n ding. Hy noem nou my vrou, o ja, maar soos ek sê heeltyd ek het 'n vrou en ek dink ek was hier vir 'n maand lank gewees. sy vrou was ook 'n scam, want ons sien haar nooit he. Maar jy het eers vir hom staan ek wou sê ek beloof ek het 'n vrou. Eers 'n maand later want sy travel baie met werk en Ja, alles. ons doen friendly dinner nights, so Ja. een keer 'n maand draai ons, en die eerste een wat ons doen en sy moet saamkom, nee, sy kan nou nie kom nie, soos, Oh, sure. ja, so ons het Dis iemand nie gedink een- sy ook. Dis nie 'n imaginary vriend nie. So Maar ek wil dit net vir gee, ek dink jy het baie goed gedoen met Bloemskou. Ek het jou super in die diep kant gegooi en die goeie het veral as 'n kamera wat jy nie geken het nie. Ja. En jy het gesukkel, maar jy het dit Ja. reg gekry, jy het 'n plan gemaak. So ek was ek probeer impressed. foto's neem met daai FX30. Soos dan kom dit so super grainy uit. Nou en ek weet nie hoe dit werk nie en ek weet nie hoe dit goed te adjust nie want ek het Ja. altyd gewerk met soos 'n Nikon. En Ai, shame. ek het vir lank met 'n DSLR gewerk. Ek het voor dit eers onlangs met mirrorless begin werk. So ja, dit was nogal Nee, maar die FX is 'n rille reise. Ek meen ewen ek nog aan ek eers mooi dink wat gaan waar, wat gaan aan. So Dis 'n nice ja. kamera, dis 'n baie nice kamera. Nee, is lekker, maar well done vir jou. dankie. You had it. Maar ek dink altyd is my dis ultimate go-to story. Vertel as ek nie by is. Ja, nee, verseker. Hy's 'n goeie een. So ja, Zita, jy het gesê jy het goed waar jy wil praat. Ja, ek wil by jou hoor.
wat sou jy sê, hoekom sê jy sê moet mense of kliënte budget hê vir videobemarking? Eerstens, soos van as jy wil boostings doen, ek het dit weg en weeg hoe ek voel oor boost, as ek kom met social media. Soos ek is 'n voorstander vir organic engagement. So Maar okay, nee, wag. Wat ek bedoel is hoekom moet mense nie die goed self skiet nie en iemand inkry vir video? is dit wat jy bedoel? Ja. Ek dink dis baie belangrik as jy 'n professional wil voorkom. Okay. So jy kan dit self doen as jy soos authenticness in dit wil kry wat baie mense reg kry. Ja. Maar baie mense het nie tyd nie. En 2, baie mense verstaan dit nie. En 3, soos van ons kan net mooier laat lyk. So dis as jy jou brand hang af hoe jy jou soos die kwaliteit van hoe jy dit present. Wil jy dit soos wil jy 'n kwaliteit produk present of wil jy authentic? Wat is altyd kan doen en met kwaliteit ook. Ja, ek voel al twee is relevant. Authenticness, jy moet dit ook kan doen, so jy moet op jou eie natuurlik kan aangaan, maar definitief die budget vir video. As jy nou Senku julle. Nee, byvoorbeeld al die goede wat ons ook gebruik, dis nie R10 se goedjies nie. So dit kos duur, so die eindproduk gaan duur wees. Die planning wat ingaan, die content creation, die campaign waarmee jy moet sit voor die tyd. Dan die mense wat jy moet inkry, die hoeveelheid ure wat dit vat om af te neem. En dan om nie net af te neem nie, maar om dit actually met hulle value uit 'n ander oogpunt om dit met vas te capture. Yes, want baie mense soos hulle weet hulle soek bemarking en dan as byvoorbeeld 'n quote stuur en dan wonder hulle hoekom is dit so duur? Want hulle weet nie die goed wat daar inkom nie, soos en die tyd wat dit vir ons vat nie. Die beplanning, soos daar's so baie goed wat in ag geneem moet word wat baie kliënte nie weet nie. Ja. So ja, dit is belangrik om te weet dat daar bemarking vir jou produk is soos letterlik die eerste ding waarvoor jy moet budget. Yes. Ja. Plaat die vlieg julle ook of is dit net ek? Sy nie skree nie. Nee, ek weet dit is 'n vliegie. Okay, nee, cool. Net kan also. Okay, en dan het jy ook genoem oor jy het nou verkeerd staan, maar ons kan daarop ook ingaan wat jy gesê het oor boosting en organic ja, wat jy gedagtes het dit. So obviously om soos die deel van budgeting is om soos vir campaigns en so aan en om soos ads te boost op Facebook, Instagram, wat ook al hang af wat se mark jy wil gaan of wat se platform jy wil doen. Ek soos van jy gaan nou weet van wie ek praat. Ons het 'n kliënt wat soos baie hou van boost. Soos hy wil net die knoppie druk om te boost en soos net baie mense druk. Wat goed is, jy kry soos 'n reach. Ek voel net is altyd goed om beter soos organic engagement te kry, relatable content te doen, waar mense jou soos jou content wil sien eerder as wat hulle geforce word om dit te sien. Yes. So in a sense is boosting soos goed en belangrik. Ek het onlangs begin boost vir Wildsfees wat ek voel nodig is. Ek meen dit is 'n event en mense moet bewus wees daarvan. As jy 'n special het vir iets, is goed om te begin met te boost en van daar af jou content te lewer wat authentic is en relatable is. So ja, dit hang af hoe jy dit wil benader. Het jy 'n opinie daar? Ek dink jy het. Ja, ek stem saam. Ek kan nie als boost nie. Ek dink dit gaan die algoritme jou goeders rondgooi en later gaan jy nie net iets kan post nie want dan sê van okay, maar ek wag nou vir my boost laat ek vir almal kan wys. Ek dink definitief organic flow. Maar as die content ook van so 'n maat geskied is, laat jy engagement kan skep reeds met mense of dit shareable kan maak uit so 'n aard, dan gaan hy klaar begin mooi vloei in elk geval en as die storielyn ook goed is agter die video, dan is dit nie nodig nie. So ek's ook 'n groot fan van boosting nie, maar hier en daar sure. Vragie. Sure. Sure.
Ja, vlug. Verskoon my. Wat 'n platform, elke social media platform is die beste vir soos van kom ek vra dit so. Watse platform is dit goed vir? Soos van watse content moet vir Facebook soos geboost word? Nie boost nie, ek sê nou boost, maar soos gebruik word Okay. vir Instagram en TikTok. Ja. Soos ons kan so ver gaan en sê LinkedIn, maar ek weet dis nie wat ons nou regtig specialize in nie. Ja. Maar ja. As ek jou reg verstaan, so video content is baie belangrik vandag om obviously portrait mobile te shoot. As jy op jou foon is, jy gaan so kyk, so baie portrait goed. So ek dink met kliënte try ons dit ook in te werk om landscape te doen en dan ook so te maak dat jy reels kan maak en portrait goedjies want meeste van die consumers is op hulle fone. En dan ek dink vir of dit nou Facebook of Instagram is, ek dink dit hang af van jou cliënt wat hulle mark is. Wie is hulle mark? Is dit ouer mense wat op Facebook is, jonger mense wat op Instagram is, wat trendy is, TikTok. Ja, so ek dink mens moet al daai goede in ag neem, maar ek is nogal so 'n groot fan van Instagram en dan Facebook. En dan TikTok try mense ook maar ek dink dis maar meer vir jou creative ouetjie wat self sy eie goed amper actually doen, want dis 'n hele ander ball game. Ek voel TikTok is gemaak daarvoor vir die consumer om te create. Yes. So as ek nou byvoorbeeld ek wil kan as ek nou TikTok user is, kan scroll en sien die tipe goed wat op TikTok post en ek wil self my foon op 'n tripod sit en iets kan doen. Dis die tipe content wat TikTok soek en wat goed doen op TikTok. Ek stem. Op Instagram is dit soos baie belangrik om portrait mode reels soos dis ek noem dit mind numbing goed. Ja, mense soos van gaan na social media toe om 'n release te hê met attention so dan soos, ja, jy breek weg van jou flow, jy wil net ietsie doen, so jy scroll, kyk stuff daar. Ja, so Ekskuus, en dit bring my ook by video om dan ook nie te lank te wees nie, hè, duration van video's. ja. Ek meen, wat dink jy is 'n goeie minuut tops. Soos ek jy kan baie keer soos van as dit engaging en soos baie aangaan 'n minuut en 'n half en so aan. Maar ek sou sê tussen perfek is eintlik tussen 20 en 40 sekondes. Ek stem saam, ja, ek wou sê ek sou ook 12 sekondes even. Dit klink dalk stupid, Ja, maar ja. I mean, daar's ads wat jy kry wat in 4 sekondes, 5 sekondes wat die sy hele storie vertel. En dan ook soos as jy byvoorbeeld so 'n 6, 7, 8 sekonde video maak. As dit soos entertaining genoeg is, dat oor 7 sekondes gaan die video repeat. Gaan dit herhaal. Ja. Nou as ons van ek sê weer 'n video, kom ek kyk hom maar weer. Ja. Ek het dit so geniet. En dan gaan Instagram of Facebook dadelik dink, dis 'n goeie content. Yes. Ek gaan dit nou boost vir 'n volgende. En wat baie mense ook doen, ek weet Carl het toe hy ons caps video's gemaak het wat so super cool was. Dankie Carl. Hy het dit so gemaak dat dit as hy weer sou begin speel, lyk dit of hy nie opgehou het speel nie. So hy het hom mooi geloop, ja. Daai het baie lekker gewerk. Sorry. Hallo. Ja, Willem met 'n vraag. Ek gaan interject hierso. Hallo julle, Willem hier. Hi Willem. So ek het 'n vraag wat ek vir julle wil vra. As julle op Instagram of kom ons sê enige social media is en julle sien 'n ad. Wat van die ad is vir julle belangrik om wat van die ad is vir julle belangrik? Moet dit soos iets wees wat viral kan gaan? Moet dit informative wees? Moet dit jou aandag kan gryp dat jy nie eers dink dis 'n ad nie? Soos wat van 'n ad is vir julle belangrik wat julle voel julle sal wil implementeer of copy of wat sal julle doen, wat sal julle nie doen nie? So 'n goeie vraag want ek meen ons probeer 'n ad create wat mense wil sien en die probleem is niemand wil 'n ad sien nie. Presies. So dit is regtig so as ek in 'n byvoorbeeld scroll en ek sien 'n flippin ad vir kom ek gaan nie name noem nie, enige ad. En dan gaan ek onmiddellik geïrriteerd wees. En ek is dan scroll. Ek wil nie dit verder sien nie. So jy kort iets wat soos jou binne die eerste sekond jou aangryp wat jou 'n vraag sal wil vra.
Ja, ek dink ook glad nie dit moet adsy wees nie. Dan wil mense nie kyk nie. So jy wil daai experience self van die produk of van die wat ook al jy try stel, daai experience. Om dit te kyk en dink, dit lyk cool, dis dit. Ja, so ek sou sê daai roete. Ja, dis altyd soos baie veral as jy soos in 'n ding ingaan wat sê ons gaan nou 'n ad maak. Ja. Dan is dit gewoonlik eerlikwaar wanneer dit begin faal. Dis baie keer soos met ons kliënte as ons 'n video maak of 'n post maak wat ons dink cool is en wat ons sien begin goed doen, en ons van, kyk, ons boost hom. Ja. Dan raak dit 'n ad en dan doen dit goed want dis 'n hoe sal ek sê 'n natural video. Yes. Ja. En ek dink ook baie ietsie kleins ook byvoorbeeld dan sal die kliënt sê, "Oké, kom ons in dan logo eindig met logo." Ek is ook nie 'n fan daarvan nie. Ek dink obviously is op jou page, jy sien klaar dis van die kliënt af. Wanneer jy 'n logo begin drop, klaar, dit maak dit adsy. En dit klink so eenvoudig en so simpel, maar ietsie soos dit, al daai klein fynere detail moet jy in ag neem vir wat die customer gaan sien. Hulle moet sien, kyk hierdie lekker burger by die plek. Kom maar gaan eet dit. So jy sien hoe eet die ou die burger byvoorbeeld. Wys die detail op die burger, maar jy gaan nie sê, "Hier is die burger, hy is R20, kom koop die burger." Soos nee. Dis actually nogal die unconventional soos metode wat eintlik geleer is, maar dit weet mens leer mens met trial and error. Yes. So ek voel as jy byvoorbeeld jy jou burger wil adverteer. Ja. Wys eerder soos eerste jou produk, soos as jy confident is oor jou produk, wys die produk hoe lekker dit is. Dan sal mense graag wil weet meer daarvan. Yes. Eerder as wat ons sê soos van sters. En dan is van, okay. En dan later eers die burger wys. Ja, Laat mense eers intrigued wees. ja, ek dink dit hang nou maar af van wat jou konsep is rondom dit, maar en ek dink baie keer as ons vir kliënte goede wil doen, dan is hulle van nee, ons wil dit doen. So ek van maar buite gevas. Kom ons draai net gou hierdie ander ding want daar's 'n rede hoekom ons dit vir jou so wil doen en ek verstaan jy wil by jou eindproduk uitkom. Ons kom daar, maar trust ons net gou met hierdie proses eers. And times have changed. Soos ons soos in die ou dae was jy geleer soos van jy moet in your face wees. Ja. Jy moet pamflette uitdeel en jy moet soos cold calls doen en soos jy weet jy moet 'n charismatiese uitweg hê daaroor. Soos dis dinge het verander veral met digital marketing, met social media, soos soos kursus kan ook net soveel bybly. Ja. Soos ek voel as jy soos 'n wil swat vir digital marketing en als voel ek dit gaan elke 2 jaar moet geupdate word. Definitief, ja. So. Kyk, ek dink al is 'n plek vir soos byvoorbeeld as ek dit reg het, sit guerrilla marketing, daar is 'n plek vir dit. Ek meen as jy 'n pakkie Simba chips, dan sit jy 'n mannetjie en jy Simba chippy mascot en dan gaan jy full blown out, maar daar's plek vir daai strategy ook. Ja, wil jy my nog 'n vraag? Jy help ons baie, regtig. Ja, ek draai die ding lekker in die gang hou. Obviously gaan ek hierdie uitkat of Karl, Biokal. Anyway, hallo julle, Willem hier. Hi Willem. So, my vraag vir julle. Dink julle social media marketing het dink julle daar's tog plek vir soos byvoorbeeld storytelling of het social media so op 'n punt geraak waar mense soek instant gratification. So jy soek cool visuals, impactful graphics, goed. Dink hoe voel julle daaroor en ook hoe voel julle oor trends? Soos dink julle mense moet trends volg of dink jy dis 'n topic tot topic to topic of ja, hoe voel julle daaroor? Ek het laas Jy is so goed met jou vrae. Ja, Wat hom? ek het laas hierdie vraag vra vir 'n episode wat nie gaan uitkom nie. Ek onthou ja. Soos is dit beter om 'n trend te begin of om die trend te volg? Ek voel soos van jy moet eers stick met die trends. Soos as jy wil bybly met die kinders, jy moet die trends volg ongelukkig. Ja. As er nou 'n nuwe TikTok dans is en dit doen goed, go for it.
Ja, ek stem saam. As daar 'n trend is, klim op die trend. Obviously as jy iets wil uitdraai ook en iets begin, go for it. Ek dink jy dis baie meer dit kan tricky wees want gaan jou trendy raak, gaan mense dit wil volg en wil doen, gaan dit so cool wees. So dis 'n tricky ja, Jy gaan meer suksesvol wees om eerder die trend te volg as om yes. die trend te probeer begin. Maar dit gaan ook gepaard met die audio wat gebruik word op die trends, want as jy daai audio gebruik, word jy ook in die algoritme ingegooi. So is nie net noodwendig dit nie, maar byvoorbeeld as jy vat, ek weet Janie hulle van IFS, hulle het so cool een gedoen wat hulle gesê het, it doesn't take 3 people to do the job. O ja, En dan- soos 3 mense 'n spanner draai. Ja. En daai byvoorbeeld is brilliant want enige werksomgewing kan dit aanpak en elkeen gaan op hulle eie manier snaaks wees want almal se werk is anders of wat ook al hulle sou wees. Dalk moet Maar ons is tog dit weer trendy. doen. Ons moes al, ons het daai trend dalk gemis. En ek al gemis. Ek Ja. moes so op Willem se skoot sit terwyl hy edit en dan sit ek op die keyboard. maar die eerste vraag wat jy gevra het was Ja. is daar nog plek vir storytelling? Ek voel met social media daar's hier en daar nog Ek stem. soos plek vir storytelling en alles. Kombinasie. Ja, kombinasie, maar social media predominantly is soos ek sê mind-numbing goed wat jy soos 'n release soek. As jy vir storytelling goed soek, dan moet jy na 'n plek kyk soos YouTube. Ja. Soos van dan wil mense soos tyd uitsit, soos as hulle byvoorbeeld 'n koffie drink en hulle pap drink, 'n pap eet. En dan YouTube 'n video vir hulle sit. Soos van hoor. dis die tipe content wat hulle daarvoor soek. Ja, en ek weet baie mense ook, hulle doen goeters byvoorbeeld wat hulle sê, kyk wat gaan hier gebeur." Nou wag jy om te kyk en dan voordat hulle nou daar kom, vertel hulle eers vir jou, hoorie, ja, ek gaan jou nou wys, maar so hulle hou jou ook dat jy langer kyk, dat hulle langer watch time. Daai goed kan ek ook nie staan nie. So of jy Ek moet sê dit pis my af. jy fast forward tot die einde om die result te sien, dan is of niks. Of jy scroll net verby. So ek dink daai gaan ook op 'n punt plek kom waar mense begin wees van dis nie instant nie, screw dit, skiet aan. Maar ek dink nog steeds daar is 'n plek vir al twee. Ja, Ek voel dis hoekom Vine back in the day so goed gedoen het. ek ken nie baie nie. Was jy nie op die Vine bandwagon gewees nie? Soos van die 6 sekonde video's wat jy Maar ja, dankie. Nee, dis okay. Nee, maar go for it. Wat was vir jou lekker daar? Nee, dis is wat 12 jaar terug, 13 jaar terug was dit 'n ding gewees Okay. waar mense soos 6 sekonde video's Yes. gemaak het en hulle moet nou 'n kreatiewe video maak uit 6 sekondes uit. En dit was 'n hit gewees daai tyd Okay. want ek meen soos ek sê kort soos to the point en dan scroll jy. Maar bestaan baie nog? Nee, lankal nie. Maar hoekom? Ek Instagram het oorgeneem. Maar ek neem aan is dalk te veel moeite ook om soveel creativity in te moet sit elke liewe keer want jy moet soveel beplanning insit in dit seker. Ook nog 'n ding hoekom dit dood gegaan het want dis moeiliker vir creatives om incentives te kry daai. Waar Instagram en TikTok soos byvoorbeeld soos 'n creator sal betaal vir wat ook al as hulle soos miljoene views kry Ja. en dan kan hulle soos betaal word daarvoor, maar Vine het dit nie ingebring nie. Goed, So, ja. Okay. ja. Sorry, Vine. So vir net vir cool info. TikTok toe dit net begin het, kon jy net 60 sekonde video's gemaak het. 60 seconds. Ja. En toe in 2021 toe het hulle gemaak het jy langer video's kan maak. Ja. So dis nogals iets cools wat TikTok besef het is. Ja. Dit is cool om short format goed te hê, maar baie keer soek jy long format stuff. So Ja, dis baie mense het gevoel dit daai feature wat hulle ingerig het vir TikTok Ja. het vir die creator meer gebenefit as die consumer. Yes. So byvoorbeeld as 'n creator soos net nie in 60 sekondes regtig tyd het om die ding te kan sê nie, dan het hulle soos 'n ekstra 5 sekondes wat hulle kan bysit. Maar nou kan jy tot 10 minute Ja. kan jy. Baie mense het Ja. baie mense sit 'n full-blown movie scene op TikTok. Wel, Like- daai goed lok mense ook dat jy wil gaan kyk wat se fliek is dit. is. Dis 'n mini trailer, so Ja. actually ja. Ek weet Instagram was ook laas jaar nog
90 sekondes en hy het nou begin van die jaar sy nou 3 minute. Mm. En even dit, want ek wou staf oplaai van die vakansie whatever, toe kon ek nie nog goed add nie. Toe gaan ek sommer TikTok toe om dit te doen. Toe sukkel ek met TikTok want dit het alleen audio wat ek wil hê nie. So yes, ek was actually dit was nie lekker nie. Nou dat ek soos Maar dink soos die consumer soos jy sê. ja, soos nou dat ek dink daaraan, soos hoe is interessant hoe social media soos evolve. En daai is Instagram het op 'n stadium IGTV gehad. Ja, So waar jy soos 'n vertical video Ja. soos vir ek dink was dit 2 minute of ek dink is soos hy was soos 3 tot 10 dalk ja, dink ek ook hoor. tussen 3 en 10 Ja. minute kon jy 'n video gesien het. En ek onthou mense het gesê dit gaan nooit gebeur nie want hulle sal nooit 'n vertical video langer as 30 sekondes kyk nie. Sure. En ek meen soos ek sê, trial and error, so mense het 'n besef, okay, mense Ja. soek mind-numbing goed om te Ja. scroll en as jy wil 'n langer video kyk, dan gaan mense kyk. Daai tyd as ek goed moes export, dan was dit moes ek dan te genoem by die export het val. Ons sê dit was Talk Report, Facebook, Talk Report, Instagram, Talk Report, IGTV. Ja. Want jy moes 'n ding maak vir elke liewe ding. Separate Yes. ding gewees. Ja. Yes, yeah. Times have changed. Selfs social media, soos van dis eintlik want as jy sê times have changed, dan dink jy soos van hoe soos physical media na digital media toe gegaan, maar Ja. selfs in digital media soos hoe dinge verander en evolve. Yes. Baie interessant. Ja. Dankie Willem, jy help regtig met die podcast. Okay, wel laaste topic of laaste ding want jy is op 27 minutes. Just. Okay. Oh wow. Kyk dan. Ja, so goed gedoen. So nog 'n ding wat social media met tyd begin verander het was ons het begin of social media begin wegbeweeg van landscape video's na portrait video's toe. En nog 'n ding is ook so toe julle nou praat van Instagram, daar toe reels ingekom. Want hulle toe begin sien TikToks is 'n massive ding. Toe begin hulle eie ding met reels. So hoe voel julle van videograaf en miskien fotograaf se punt af, soos hoe voel daai change van landscape na portrait? Dink julle daar's iets wat verlore gegaan het daar? En hoe voel julle oor reels wat nou 'n ding geraak het? Ja, dit is nogal ek ons evolve ook daarmee want ek byvoorbeeld as ek na 'n kliënt toe gaan en ek het 'n kamera wat ek nou wil content skiet, dan moet ek 'n portrait doen. Ek letterlik soos neem dit eerder 'n portrait af want dit is beter vir soos social media content so aan. Maar dit is nogal ek weet nie, soos van dis net iets wat vir my pla om nie meer landscape te moet doen en dan want jy word geraap met soveel mooi compositions. Ek like dit nou weer. Ek sien dit as 'n challenge want nou Ja, moet jy ja. ekstra creative dink oor hoe jy hierdie gaan inpas in 'n ander tipe frame, hoe die goed te gaan uitwerk. Maar so dis lekker om altyd te kan doen. Maar ek stem as jy dan moet skiet dan draai eerder die kamera dat jy mooi kan sien wat gaan vir wat, maar ek like dit weer. Dit maak dit exciting. Kyk, dit help definitief soos ons het nou establish content op Instagram, selfs Facebook, is beter portrait reel gewys want Definitief. almal gebruik 'n selfoon. Yes. En jy kry editing apps ook op jou foon. Ja, so jy kan self dis aangaan. waar, dis waar. CapCut is amazing. Ek gebruik CapCut. So ja, ek weet nie, ek voel net soos van business wise is dit soos werk dit goed uit om dit so te kan doen. Ja. Creative wise is dit lekkerder om landscape te gaan. En die conventional weet landscape wat ook al jy wil doen. Ja. So ek weet nie, dis ek het nog nie 'n opinie daaroor nie. Dis nogal Ja. is so vroeg in hierdie ding in. Dat dit regtig soos Ja, ek dink dit kom al 'n ruk ook. En ek meen as jy by plek ook instap, jy is daar ewen hulle TV's is portrait gedraai wat hulle staf advertise. So daai waar, ja. gaan nie weggaan nie. Daai is definitief here to stay. So om te kyk hoe kan mense aanpas, adapt en dit net elke keer meer exciting maak en as jy byvoorbeeld vat ook ons met die 360 camera wat lekker is. ja. Jy kan met hom skiet hoe jy wil, jy moet hom net reg gaan edit ook. So hy werk ook baie lekker vir 9:16 content. Vraag, hoe lank dink jy gaan dit vat vir soos alle screens om portrait te wees? Soos wanneer gaan ons 'n movie kyk in die portrait mode?
Ja, ek dink Soos gaan dit op so 'n punt kom wat ons eventually soos erg want dit was altyd want was die frame rate was altyd gemaak vir 'n vierkant yes. TV gewoonlik. Yes. En vir die langste tyd het hulle soos die seker maar 35 mm frame rate geskiet en toe die TV's groter geword en toe moes hulle die frame rate het hulle soos langer gemaak, cinema mode gemaak. Wanneer gaan dit op 'n punt kom wat dit soos flip en portrait gaan wees? Yes, ek kan nie dink dit gaan gebeur dat daai Ek gaan dink ook nie so wegval nie, nie. maar sou jy het soos Nee. 20 jaar terug gedink het soos van wie wil 'n reghoekige Ja. TV hê? Well, you never know. Ek meen, ja, you never know. Technology amazes us. Maar ek dink daai sal tog bly as jy nostalgic. Ja, Ja, ag dit is tog lekker om series te kyk om net so te sit. ja, dit is lekker. Gaan ons nou Bean time. ag nee. Bean. Die vorige episode het Potato Willem en Karl dit gedoen en hulle het al die lekker beans gekry. Ja. So ek is baie gestres want ek dink ons gaan nou Ek het nou gelag want Sandra, dis nou Girls of Flow, stap toe nou verby en sy dink sy snaaks en steel een van die beans. En toe was dit nie 'n lekker bean nie. dadelik soos Uitgespoeg. uitgespoeg. Oei, shame sucks. Sorry, Sans. Wat sê Marty? Bean, the magical bean, the bean that makes you go, nee. Maar ja, dit was 'n dinkie. Ek weet jy. Oeh, dit reik maar rof. Wil jy gou 'n sniff gee? Ja, ek suk nou hierso. Dit lyk baie lekker. Lyk my soos beans. Chili beans. Dus dit lyk actually soos of dit soos ek by my nie vir Sandra dat sy net eendag gegryp het. Imagine dit 'n paar na mond gegooi. Ja. Alright. Dit sou nogal You should do gooi. that video. Have you seen it? I don't know if you've seen those videos online. Like how many cents are in a rand? How many cents on a rand? Yeah, we can do that. How many cents are in a rand? 100? Nee? 100. Are you sure? Yes, I am. Because Dis nie 60 nie. oh what? 100. Kom ons Daar's minute. vra vir ons ander vrae. Jy sê gewoon 'n gat maak hier. You should do like South African trivia. What's like the capital of? Nee, vra wat jy wil vra. Ja, vra. Wat wil jy? Kom ons Enigiets, kom Wel, straai. ek wil my naam met 'n plank slaan. Okay. So go for it. Okay, so Surprise ons. ek het nou maklike vrae probeer kry. Okay. Okay. Okay, question 1. This is in Engels, so ek gaan dit in Engels vra. What button do you press to take a picture on a camera? Die shutterknop? Die rooi knoppie. 'n Foto. Dis die wat noem jy Ja, dit? dis 'n shutter Dis button. 'n shutter button, dis 'n O, trigger. op soos op jou foon of op die kamera. Ja. Ek het aan die foon gedink. Dit is rarig soos baie maklik. Maar ek het dit reg gekry, so jy gaan nou een. O. Okay. Goed, Ek sien uit vir die. Wat sou hy? Banana of cheese? Wag, dis 'n gele. Jy seker die prentjie is blou. Dis ja, O, maar die dis bean is geel. ja, die bean is geel. Okay, bring dit. Okay. Hierdie een lekker vir. Thank you, sir. Hoekom moet jy dit raak? Oh. Hy skoppies later. Oh, wow. Oh. Sis, wat jy gesê het? Kaas. Is dit wel 'n vrotkaas? Dis baie sleg. Oei. Ek weet jou herinner, dit was jou idee gewees. Ja, dis blou kaasie wat nie meer blou is nie. Ew. Nee, julle wat wil jy Ja, moet mens dit klaar eet. ek sal verkies dat jy dit sluk as Okay. wat So- Fantastic water. Ek sê bly en speel die. So die vraag, so ek het vir ChatGPT, ons het toevallig ek en Nenko het laas gepraat oor AI besig om oor te neem. Nee, dit is hy, wel nie tensy jy dit laat oorneem nie, maar ek het nou vir ChatGPT vrae gevra vir hierdie trivia. En een van die vrae is, what color is a green screen usually? Ag, fuck tog. Sorry. Green screen. Nee. Yay, it's green. Nee, of kan jy daai in 'n wat hê? Okay, ek sal aan 'n Daai was vraag. brilliant. South African trivia. Yeah. Ek sal nog 2 vrae Okay. hier en dan sal ek 3 South African Okay. trivia's. Of Sê jy sommer op jou foon.
Okay. Okay. Okay, next question. Mm. What do you call the text that appears at the bottom of a video to show what's being said en is nie subtitles nie? Ek het actually. Nee, so, jy het gesê subtitles. Dis closed captions. Damn it. Ek sou nie. Okay. Weet jy wat Zita? Ek gaan vir die gees gaan ek saam met jou een eet. Yay, okay. So, dis nou is 'n groene. So is kiwi of sea salt. Okay, soos altyd Dis in groen. is die een wat Sandra so voor gegrill het. So kies een. Daai ene. Okay. Bottoms up. Jy just crap slag. Wow. Bliksem. Ja. Wat doen jy? Oh, Yeah, we got all the good ones. en Sandra het hom geëet. Ja. Shame, sorry Sans. Yes, dis volglik. En ek het net wow, ek bedoel jy dom. Goeie genade, dis gross. Okay, ons sal hom breek hierso. Dankie dat jy al die lekker sweeties geëet het. Oh, dis 'n moerse plesier. Okay, Willem, vra. Okay, laaste camera question. Ja. En dan gaan ons oorskiet na iets anders toe. Okay. Ekskuus. Okay. Ek kry aftershocks. Gee gou vir 'n koe oomblik. Jy kan 'n ander een eet om dit smaak uit te kry. Okay, ek's daar. Okay. So, what does HDR stand for? O, ja. High definition resolution. Jy is verkeerd. Oh. HDR. Weet jy? Henko, Ek nie idee nie. Is it high definition? Nee. no, okay. Okay, so Hatfield okay. difficult ridiculous. Okay, so Hi. julle gaan albei 'n boontjie eet vir hierdie. Dit staan vir high dynamic range. O ja, ek onthou nou. Nee, ek gaan nie eens maak of Ek ek gaan dit onthou spin, het nie. ek gaan spin. Gaan jy spin? Okay. Oh, is 'n breine. Cola dis- of mushroom. Het jy een? Ek sien gat uit hier nou nie. Okay. Obviously, ask a hard one, not the obvious one. Oh. As jy wonder of die myne sleg is en dan is dit nou Ja, ek dink dit is dalk 'n mushroom. nee, die so weet. O, ja. Very so weet. Wel, dan is die Coke een ook nie baie lekker nie. We had the good ones, actually. Oh. O, genade. Okay. Sis man. Oh, dit is Herinner my baie gou, vet. wie se idee was hierdie? Ek het dit gesien met die garage, dink ek, why not? Bucket list, so many Ek weet, pelle. dis so 'n shout-out dokkie van Proekroe. Ek weet nie hoe hy dit heeltyd elke episode doen nie. Okay, so die volgende questions gaan oor South African history and culture. O, O, genade. Sweet. So Ek Okay. ek Ons sal sal bietjie- bietjie daar nie. Okay. ons sal 'n bietjie kyk hoe vorder Give it a julle go. hier. Okay. Ek soek net gou 'n lekker vraag. So kom ons dis die smaak in my mond. so kom ons kyk hoe goed ken julle die land se vlag. Okay. So hoeveel kleure is daar in die land se vlag? 3, 5, 5. Jy het eers 'n oomblik gevat om te dink daaroor hè. Nee, nie 'n sekonde nie. I try. Soos wat ek moes eers dink. Noem hulle Zita. Rooi, blou, swart, wit, groen, wit, Daar het genoem. geel, Okay, maar is daai 3 of 5? 7. Dis 6. Okay. Okay, maar ek het getry, so ek spin, jy gaan Nee, eet. ek dink jy was hom sê reg. So is okay, blou, rooi, wit, groen, geel, swart. 6. Korrek. Nou wat nou? Ek het soos baie keer getry. Ja, ek sal so jy het soos 3 of ja, dink jy het 3 die verkeerde laaste- antwoorde gegee, maar jy sal net een boontjie vir hierdie Ag, dis lizard. Okay. O, plug dit my headphone uit. Ek kan nou niks hoor. nie. Jy reg.
reg professionals, ek beloof. Banana of cheese. Okay. Is dit 'n gele? Ja. Pick your poison. Wat lekker. Ah, okay. Ja. Okay. So die volgende een, hierin gaan julle sukkel om te tel. Wel as julle almal kan tel, sal dit great wees. Maar, Okay. How many official languages does South Africa have? Okay, Zita, jy is 11. eerste. Jy is verkeerd. Nee, dat is 12. 12. Dis 12. Ek het geweet is 11 of 12. Maar was jy reg? Sign language is nou die 12de een. Rarig. Ja, wel jy was nie by met die COT podcast nie. Soos hulle het baie gepraat daaroor. So ek was reg, dit was 11. Nou sou nou Dis iets nou by. 12. So Maar ek was reg. die antwoord, jy was reg, seker 2 jaar terug, ja. Damn it. Ja, maar Jy gaan sommer nie. Wat 'n rooi. Ek voel ons ek het wil nog net nie. sê, het iemand al rooi gehad? Kom ek spin uit en kyk. Nee. Ja, daai is rooi. Daar's rooi. Ja, Okay, okay, maar dan sê- niemand nog 'n witte gehad hier. Strawberry or beetroot. Jy sommer nie. Ag, sure. Onmiddellik spyt. Ooh. Nee, myne is alright. Myne is alright. Ek is ook alright. Hier is 'n verligting. Ew. Moet jy op die tafel sit nie? Nee, sis. Ja, maar Sisa. Ek gaan nie die game nou met Martie speel, dit sou ken. Timing one. 43 minutes. Ah, what's good? Last question. Last question. Okay, kom ek kry net gou 'n lekker een hierso. Do a rapid fire. How many provinces there are? Nee man. Oh no. Ah, sal ek nou seker. Uh, Gooi gou 'n bietjie soos 'n industrie vraag. Maak 'n industrie. 'n industrie vraag. Soos filmindustrie. Last question. Ja. Ja, Okay. So this is the last question and it's to do with film. Okay. So what is the white balance number for candlelight? Carl gave this question specifically. Ek het soos ek het vroeër gesê 6000 maar jy het my baie dom laat voel. So ek weet nie of ek reg is nie. Ek sê 3, 2. 32. Is dit so laag? I think the closest wins though. 57. Oh, Ooh. Ek het 1-9. nou met plank slaan. 1-9. Ja, hoe warmer jy raak, hoe laer is die nommer. Ja, dankie. Maar jy is na hè, so jy is dit iemand reg Ek is. spin vir jou. Oh maar hoor, okay, ek het dit verkeerd verstaan. Ah, okay. you throw your flags first. Jy kan 'n witte traai. Jy hoop is te veel gespeel. Ice cream Ek or gaan 'n egg. witte Oeh. vat. Ooh. Geniet. Let's do a double take. Just throw two of you. Nee. Gaan maar. Wag, ek moet myself voorberei hiervoor. Ek weet nie of ek reg is hiervoor nie. So. I like eggs though. Jy gaan seker so. Is lieflik. Ah. Proses. Draai romeis by die strand. Oh, lovely. Okay. Dit Damn is Vat nog 'n witte. I dare you. I dare you. Nee. Wat kry ek? Kry ek 'n ekstra dag verlof as ek. Well, as dit 'n egg is, maybe. Okay. Gaan ons nou op live podcast. Ek het in my verlof. Ja. As ek sal een vat. As dit egg is. En dan Nee. trek ek 'n verlofdag af. En as dit en as dit ice cream is, kry ek 'n ekstra verlofdag. Deal? Nee, ek besluit Oh, nog. Just like it. Nee, ek joke. Nee, jy is nie boek vir sports nie. Dis okay. Oh, Jy lizard. is 'n gambler, hier sien ek. Alright, dankie, boy. Wag. So plug. Wat's plug? Sien jy films dat sê dit hy. O. En wat se projek het ons? Just mention YouTube. Ja, Jy het okay. nog in Afrikaans 100 iets gesê. Ja, ek wou nog. So op YouTube, ons is besig om 'n movie se projek te doen
saam met Anton en Afrikaans 100. Hulle is amper soos 100 liedjies as ek reg onthou. Amper soos. Ja. Dis 100 liedjies. Maar ons 101 Kom. want ons moes vir Anton ook capture waar hy 100 liedjies O, in 10 ja. minute speel. Ja, dis actually op YouTube. So dis actually Dis crazy. flippend Hy cool. doen 100 liedjies in 10 minute Ja. op die klavier. Ja, nee, dis crazy. Dit is insane wat die talent wat Elke hy man liedjie het. het hy 6 to 8 seconds laat hy herkenbaar is aan te En aangegaan. dit vloei in een. Vloei in een one take, one hit wonder. En dan post jy elke dag 'n song waar Ja. iemand van 'n local persoon soos 'n Ja. cover van sing, Afrikaanse liedjie. En wat cool is, Anton het verwerking gedoen op van die liedere. So dis ongelooflik. Ja. Ja, Daar's 'n paar cool goed. Daar's 'n Daar's- paar en daar's baie cool paar goed. cool goed wat kom ook nog. Yes. Ja. Ja. Dis exciting, ja. So die Afrikaans 100 kan julle gaan kyk na YouTube. Waar op YouTube? Is dit al films? As hy. Ja, op YouTube. ons YouTube kanaal julle. Sy's baie goed om haarself te promote. En julle kan gaan subscribe as julle wil. Nee, dis nie hoe jy dit sê nie. Tyd. Like, subscribe, ring the bell for notification. Comment. Dis goed vir engagement. Ja, en comment op ons video's wat dink julle met die naam wees. En wie is julle favorite persoon hier tussen ons? Kan jy vier? asseblief net 'n naam vir die podcast gee? Ja, geen naam vir die podcast. En Dis- Willem sê nog iets. Ek dink is huis toe gaan tyd. As jy voorstel, nee, asseblief. Ja, daar's te veel Net ou. maar gaan ons 200 moet doen. Ja. Instagram @zitafilms. Facebook zitafilms. Sorry? Shoot it one shot, so it's easy to cut. Nee, ons rol dit net so. Doen net so. Ons maak dit moeilik vir Karl om te edit. Okay, wag, kom ons eindig die ding. Hoe gaan jy nou eindig? Ek weet nie. Ek dink regtig ons het dit goed geëindig. Sluit.